Tini, jy kan na vore kom, jy gaan vir ons Genesis 28 doen, vers 3 en vers 14. Baie dankie, Tini. Die gedeelte wat ek het is Genesis 28 vers 3 en vers 14. Nou, maar ek gaan nou die een gedeelte van Genesis 28 lees, net om vir ons perspektief te gee waaroor het gaan. Toe het Isaac Jacob geroep en hom geseën, en hy het hom bevel gegee met die woorde: jy mag geen vrou neem uit die dogters van Kanaan nie. Maak jou klaar, ga na Padan Aram, na die huis van Bethuel, jou moeder se vader, en gaan haal daar vir jou 'n vrou uit die dogters van Laban, jou moeder se broer. En mag God die Almagtige jou seën, en jou vrugbaar maak en jou vermeerder, sodat jy 'n menigte van volke kan word. Dit is die een vers wat my besprekingspunt is. En dan lees ons verder: en mag hy jou gee die seën van Abraham aan jou en jou nageslag saam met jou, dat jy die land van jou vreemdelingskap in besit kan neem, wat God aan Abraham gegee het. So het Isaac Jacob dan weggestuur, en hy het na Padan Aram gegaan, na Laban, die seun van Bethuel, die Arameer, die broer van Rebekka, die moeder van Jacob en Esau. Toe Esau sien dat Isaac Jacob geseën en hom na Padan Aram weggestuur het, om daar vir hom 'n vrou te gaan haal, terwyl hy hom geseën en hom bevel gegee het met die woorde: jy mag geen vrou uit die dogters van Kanaan neem nie, en dat Jacob na sy vader en sy moeder geluister het om na Padan Aram te gaan, en toe Esau sien dat die dogters van Kanaan sleg was in die oë van sy vader Isaac, het Esau na Ismael gegaan, en Mahalat, die dogter van Ismael, die seun van Abraham, die suster van Nebajot, by sy vroue vir hom as vrou geneem. En Jacob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. Hierop kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder. En hy neem een van die klippe van die plek en sit dit onder sy hoof, en hy gaan lê en slaap op die plek. En hy het gedroom, daar is 'n leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het. En kyk, Jahwe het bo aangestaan en gesê: ek is Jahwe, die God van jou vader Abraham en die God van Isaac. Die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En dan, dit is die volgende vers, is vers 14. Dit is ook deel van die besprekingspunt: en jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide, en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En kyk, ek is met jou, en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan, en ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Daarop word Jacob uit sy slaap wakker, en sê: waarlik, Jahwe is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie. Ons lees tot so ver toe. As ons kyk na vers 3, en ek gaan vers 4 byvoeg: en mag God die Almagtige jou seën en jou vrugbaar maak en jou vermeerder, sodat jy 'n menigte van volke kan word. En mag hy jou gee die seën van Abraham aan jou en jou nageslag saam met jou, dat jy die land van jou vreemdelingskap in besit kan neem, wat God aan Abraham gegee het. Dan die seën wat Isaac daar uitgespreek het, het Vader Jahwe bevestig in vers 13 en 14. En kyk, waar Vader Jahwe vir hom in die droom sê: en kyk, Jahwe het bo aangestaan en gesê: ek is Jahwe,
die God van jou vader Abraham en die God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste en na die noorde en suide. En in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. As ons in die oorspronklike Masorete teks gaan kyk, dan is daai geslagte families. Met ander woorde, dit verbind ons weer die stamme aan mekaar, dat ons families, die families het wat weer dui op bloedverwantskap. So dit is baie interessant. Ek het dit gister genoem toe nadat Dirk sy referaat gelewer het, maar ek gaan dit weer noem. Het is baie interessant dat Jeremia 30 vers 24 praat van die toorngloed van Jahwe, sal nie afgewend word nie, totdat hy uitgevoer en tot stand gebring het, die raadslae van sy hart. Nou, ek verstaan die raadslae van sy hart, dat dit die profesie is. Aan die einde van die dae sal julle dit verstaan. Dan kan ons nou na Jeremia 31 volg net daarna, in die tyd, met ander woorde, dis die tyd van die einde van die dae. Spreek Jahwe, sal ek vir al die geslagte van Israel, as ons daar geslagte met families vervang, dan kan ons sê, sal ek vir al die families van Israel God wees en hulle sal my volk wees. Die volgende teksverse het my opgeval dat van waaruit alles omtrent die Bybel dink ek beoordeel moet word, naamlik Maleagi 3 vers 6, want ek Jahwe het nie verander nie. En dan Lukas 21 vers 33 sê, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Hebreërs 13 vers 8 sê, Yahshua Messia is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Jakobus 1 vers 17 sê, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skadewee van omkering is nie. Met ander woorde, die God van Abraham, Isak en Jakob is 'n onveranderlike God. Waarom sal hy vir 4000 jaar lank sy verbonde en beloftes aan Adam se nageslag deur Abraham, Isak en Jakob maak, die Edomite en die Kanaaniete vir ewig vervloek, en dan deur sy seun aarde toe kom en die ewige vloek ophef en verander in 'n seun? Ons kan die vraag vra met eerbied, is dit 'n God van sy woord? Jahwe is onveranderlik en sy woord kan ook nie teenstrydig wees nie. Slegs in die lig hiervan kan ons die uitverkiesing as ook enige ander Bybelse vraagstuk sinvol vertolk. Die kerk beweer dat hulle die uitverkore bruid, die vergeestelike Israel verteenwoordig en dat die verlossingswerk van Yeshua vir die ganse mensdom is. Wat is die skriftuurlike gronde hiervoor? Ons sal vervolgens vanuit die skrif toon dat die bruid die fisiese volk Israel is en dat Yeshua slegs vir hierdie volk gesterf het. En nou wil ek ons moet net eers stilstaan by die uitverkiesing. Net 'n paar verse rondom dit. As ons na Genesis 17 vers 7 kyk, waar Vader met Abraham praat, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, en in hulle geslagte as 'n ewige verbond.
om jou God te wees en vir jou nageslag na jou. Genesis 17 vers 9, verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. En vers 19 van Genesis 17 sê, toe antwoord God, voorwaar, jou vrou Sarah sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Isak noem, en ek sal my verbond met hom oprig, as 'n ewige verbond vir sy nageslag na hom. Dan sien ons in Exodus 29 vers 45, en ek sal onder die kinders van Israel woon, en hulle God wees. En Numeri 6 vers 27 sê, so moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê, en ek sal hulle seën. En dan kan ons kyk na Deuteronomium 7 vers 6, waar hy sê, ek het vir Israel sê, ek het jou uitverkies om my eiendomsvolk te wees uit al die volke op die aarde. En dan kom ons by Psalm 78 vers 71, waar hy sê, agter die lammeroeie het hy hom, dis Dawid, gaan weghaal om Jakob sy volk op te pas en Israel sy erfdeel. En Psalm 105 vers 6 sien ons, o nageslag van Abraham sy knegt, o kinders van Jakob sy uitverkorenes. En dan sien ons in Jesaja 27 vers 12, en in die dag, nou ek verstaan dit die dag, dat dit met die wederkoms van Yeshua sal wees, sal Jahwe vrugte afslaan van die stroom van die Efraat af tot by die spruit van Egypte, en julle sal ingesamel word een vir een, o kinders van Israel. En dan sien ons in Jesaja 24 vers 7, en ek sal hulle, dit is Israel, 'n hart gee om my te ken, dat ek Jahwe is, en hulle sal my volk wees, en ek sal hulle God wees, want hulle sal na my terugkeer met hulle hele hart. Dit is 'n belofte wat gemaak is, die verbonde kan ons sien, het staan tot in ewigheid. En dan kyk ons nog na Daniël 2 vers 44, maar in die dae van die konings, sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk, en dit is van Israel wat gepraat word, geen ander volk oorgelaat word nie. En dan sien ons in Hosea 3 vers 5, daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer, en Jahwe hulle God soek, en Dawid hulle koning, is maar van die Messias wat hier gepraat word, en met siddering aankom na Jahwe, en na sy goedheid in die laaste van die dae. Dan sê hy in Amos 3 vers 2, julle, hy praat met Israel, alleen het ek geken uit al die geslagte van die aarde, daarom sal ek by julle besoeking doen oor julle ongeregtighede. Nou is die argument dat ons onveranderlike God die uitverkiesing met die kruisiging verander het, sodat die evangelie van die koninkryk van Israel vir alle mense, ongeag hulle herkoms of ras is. Nou kom ons kyk wat sê die Nuwe Testament egter, en hier kan ons nogal mooi sien hoe die Nuwe Testament weer die Ou Testament aanvul. Ek wil net eers vir julle Ou Testamentiese vers lees in Micha 5 vers 1. En jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Dan kyk ons wat sê Matteus 2 vers 6,
hoe bevestig die Nuwe Testament dit? En jy, Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voorkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Matteus 19 vers 28 en Jesua sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het, in die wedergeboorte, wanneer die seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op 12 trone sal sit en die 12 stamme van Israel sal oordeel. Markus 4 vers 11 en hy sê vir hulle, aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle wat buite is, nou wie is die buite? Dis buite die volk en buite die verbond. Kom nou alles deur gelykenisse. Markus 4 vers 12 sê, sodat hulle kan kyk en nie sien nie, en hoor en nie verstaan nie, dat hulle nie miskien bekeer en die sondes hulle vergewe word nie. Lukas 1 vers 16 sê, en hy, dis van Johannes die Doper wat hier gepraat word, hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot Jahwe hulle God. En dan Lukas 1 vers 54 en 55, hy het sy knegt Israel bygestaan, sodat hy aan sy barmhartigheid sou dink, soos hy tot ons vaders gespreek het, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Kom ons weer terug by die verbonde en die beloftes, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. En dan Lukas 1 vers 72 en 73, om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan sy heilige verbond te dink, aan die eed wat hy gesweer het vir Abraham, ons vader, om aan ons te gee. En dan lees ons in Lukas 2 vers 25, en daar was 'n man in Jerusalem, met die naam van Simeon, en hierdie man was regverdig en vroom, en hy het die vertroosting van Israel verwag, en die Heilige Gees was op hom. Let wel, die Heilige Gees was op hom, so hy kon dus nie 'n valse verwagting gehad het, gekoester het toe hy die vertroosting van Israel verwag het nie. Die Nuwe Testamentiese tekste verwys dus ook na 'n fisiese volk en nie 'n kerk nie. Nou wil ek 'n stukkie doen oor die verlossing van Israel. Die 10 gebooie is nie al wet wat gegee is nie. Daar is ook 'n wet oor die lossingsregs wat bepaal dat slegs 'n nabestaande as losser mag optree. In Levitikus 25 vers 25 lees ons, moet sy losser wat sy nabestaande is. Ek haal net die gedeeltjie uit. En dan in vers 48 van dieselfde hoofstuk, reg van lossing wees, een van sy broers kan hom los, vers 49, of sy oom se seun kan hom los, of een van sy naaste bloedverwante uit sy geslag kan hom los. Nou, losser beteken Hebreeus, in Hebreeus is dit die woordjie geal. Ek weet nie, Jurgen sal beter weet hoe om het uit te spreek. Dit beteken to redeem, en dit to be the next of kin. Nabestaande beteken ook in Hebreeus garop, neer, in place, kindred or time, en word onder andere verklaar as any of kinsvolk. So, dit sê vir ons al twee begrippe verwys dus na bloedverwantskap. Nou, Jesua moet hier volgens 'n nabestaande of 'n bloedverwant van Israel wees om die lossingsreg te kan toepas. Deuteronomium 14 vers 1 sê vir ons, julle
Hy praat met Israel, is kinders van Jahwe, julle God. Jeremia 31 vers 9, want ek is vir Israel 'n vader, en Ephraim is my eersgeborene. Lukas 3, en soos weer in die Nuwe Testament, vers 38 sê, die seun van Adam, die seun van God. Dit is nog altyd hierdie familie van Israel. Hebreërs 2 vers 13 en verder, ek sal my vertroue op hom stel, en verder, hier is ek, en die kinders wat God my gegee het. Vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy ook op dieselfde manier deelagtig geword. Jesua tree dan ook slegs vir Israel as losser op. Jesaja 43 vers 14 sê, so sê Jahwe jou losser, die heilige van Israel. En Jesaja 44 vers 6 sê, so sê Jahwe, die koning van Israel en sy losser, Jahwe van die leerskare. En dan in Jesaja 45 vers 17 lees ons, Israel word verlos deur Jahwe met 'n ewige verlossing. En in Jesaja 49 vers 7, so sê Jahwe, die verlosser van Israel, sê heilige, aan die diep veragte, aan hom wat 'n afskie is by die volk, 'n knegt van die heersers, koning sal dit sien en opstaan, vorste, en hulle sal hulle neerbuig, terwille van Jahwe wat getrou is, van die heilige van Israel wat u uitverkies het. En dan gaan ons na Matteus 1 vers 21 toe in die Nuwe Testament, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Lukas 1 vers 68 en 69, geloof sy Jahwe, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het. Vers 69, en 'n horing van heil vir ons opgerig het in die huis van Dawid sy knegt. Lukas 1 vers 77, om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis van hulle sondes. Hier volgens, as ons na hierdie verse kyk wat ons nou gelees het, dan is hier nie sprake van 'n verlossing vir 'n vergeestelike volk of 'n kerk met geen onderlinge bloedverwantskap nie. Bloedverwantskap verwys na 'n fisiese verwantskap en 'n geestelike verwantskap. Jesaja 44 vers 3 sê, en ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. Die kerk beweer egter dat alles in die Nuwe Testament verander het. Die ewige verbond met Israel is nou nie meer so ewig nie, en Israel is ook nie meer dieselfde nie. Maar wat sê ons Vader Jahwe en sy seun Jesua self? Hy sê in Psalm 89 vers 35, ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal ek nie verander nie. Ons kom weer by die onveranderlike God. Matteus 5 vers 17, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. En Lukas 16 vers 17, maar dit is makliker dat die hemel en die aarde verbygaan, as dat een titel van die wet sou val. Die lossingsreg of die profesie oor die verlossing van Israel is derhalwe nie ontbind om vir nie bloedverwante volke te los of te verlos nie. Jesua vervul net die belofte van die verlossing aan Israel. Die ander volke was onder geen verbond of huwelik nie, en kon gevolglik nie die wet van die verbond oortree nie. As ons kyk na Micha 4 vers 5, dan sê die, want al die volke mag wandel, elkeen in die naam van sy God, met 'n klein lettertjie, maar ons sal wandel in die naam van Jahwe, onze God, vir ewig en altoos. Dan gaan ons 'n bietjie kyk na die bruid. By die berg Sinai
het Vader Jahwe 'n huwelik bevestig tussen Vader en Israel. Exodus 24 vers 8 sê, toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en sê, dit is die bloed van die verbond van Jahwe, wat Jahwe met julle gesluit het op grond van al hierdie woorde. En dan lees ons in Deuteronomium 26 vers 17, 18 en 19. Vandag het jy Jahwe laat verklaar dat hy jou God sal wees en dat jy in sy weë moet wandel en sy insettinge en sy gebooie en sy verordeninge moet hou en na sy stem moet luister. En Jahwe het jou vandag laat verklaar dat jy vir hom 'n eiendomsvolk sal wees, soos hy jou beloof het, en dat jy al sy gebooie sal onderhou. Vers 19, en dat hy jou dan die hoogste sal stel bo al die nasies wat hy gemaak het, tot 'n lof en tot 'n roem en 'n sieraad, en dat jy 'n heilige volk aan Jahwe, jou God, sal wees soos hy jou beloof het. Nou hierdie laat dink my nogal aan Sefanja 3 praat ook van die oorblyfsel van Israel, en dan sê hy aan die eind, ek sal julle tot 'n roem en tot 'n lof maak onder al die volke van die aarde, wanneer ek julle lot voor julle oë verander. Hier beloof hy ook, maar verder het Moses, dis Deuteronomium 27 vers 9, verder het Moses en die Levitiese priesters die hele Israel toegespreek en gesê, wees stil en luister, o Israel, vandag het jy die volk van Jahwe geword. Hierdie was 'n voorwaardelike verbond, waar Israel as volk of vrou van Jahwe aan hom gehoorsaam moes wees en hom as 'n heilige volk moes dien. Met Israel se hoerery agter ander gode aan en ook vreemde vlees om die heilige geslag te besoedel, het Jahwe van Israel geskei. Nou dit lees ons in Jeremia 3 vers 8. En ek het gesien, toe ek uit oorsaak van die oorspel van die afkeurige Israel, haar verstoot en haar skeibrief gegee het, dat die ontrouwe haar suster Juda nie bevrees was nie, maar gegaan en ook self gehoereer het. En vers 9, en van wie haar ligsinnige hoerery het sy die land ontheilig, ja, sy het oorspel bedrywe met klip en hout. Nou, Paulus verduidelik vir ons in sy brief aan die Romeine hoe die huwelikswette werk. Hy sê in Romeine 7 vers 2 en 3, want die getrouwde vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde, maar as die man sterwe, is sy ontslae van die wet van die man. Daarom dan, as sy 'n ander man sin word, terwyl haar man lewe, sal sy 'n egsbreekster genoem word. Maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie 'n egsbreekster is, as sy 'n ander man sin word nie. 'n Geskeide persoon kan gevolglik slegs weer wettig trou met die dood van die huweliksmaat. Daarom dat Yeshua gekom het om te sterf, sodat die geskeide vrou Israel 'n weduwee kon word, om sodoende weer met hom in die huwelik te kan tree. Hierdeur het Yeshua ook vir Israel van haar sondeskuld verlos, deur die toepassing van die lossingsreg. Yeshua moet nou 'n nuwe verbond of huwelik met Israel sluit. En Hebreërs 8 vers 8 tot 10 vermeld dat geen ander volk daarby betrokke is nie. Dat hy moet geen ander volk hierdie nuwe verbond sluit nie. Die skrywer van Hebreërs haal egter die volgende uit Jeremia 31 vers sy 31, 32 en 33. Kyk, daar spreek Jahwe, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het, op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het,
alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek Jahwe. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek Jahwe. Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart, en ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Jesaja profeteer ook oor die huwelik wat voorlê. Hy sê in Jesaja 54 vers 5, want jou maker is jou man, Jahwe van die leerskare is sy naam. Nou kan ons vra, wie is die vrou? Die maker se vrou, die maaksel. Jesaja 44 vers 2 sê, so sê Jahwe jou maker en jou vormeerder van die moederskoot af, wat jou help, wees nie bevrees nie, Jakob my knegt, en Jesierin is 'n simboliese naam vir Israel, wat ek uitverkies het. Dan Openbaring, Dirk het dit ook gister gelees, Openbaring identifiseer net so duidelik wie die bruid is. In Openbaring 21 van vers 9 tot 12, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam, wat hy vir Johannes gesê het, en hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg, en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal, en dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristal helder jaspersteen, en die het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad, en by die poorte 12 engele, en name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Jesua sluit dus 'n nuwe huweliksverbond of testament slegs met die 12 stamme van Israel. Dan gaan ons gaan net so 'n bietjie kyk na die verstrooiing. Gedurende, ons gaan net eers loer, laat ons sien, die Jode, wat die meerderheid van ons volk vandag beskou as die uitverkore volk. Gedurende die tyd van Jesua was die Edomiete klaarblyklik oral in die samelewing van Juda teenwoordig gewees, maar waarskynlik veral onder die Fariseërs. Johannes 8 vers 33, ons, dis die Fariseërs, is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Jakob en Esau is van die geslag van Abraham, maar slegs Jakob se geslag het slawediens in Egipte verrig. Eksodus 1. En hierdie Fariseërs is dus die geslag van Esau, maar het ook die duiwel as vader volgens Johannes 8 vers 44. Hiervolgens is die ander geslag in Juda die Edomiete, en dit is klaarblyklik ook die rede waarom Jahwe tot in ewigheid op Edom vertorend is. Ons kan het lees in Maleagi 1 vers 4 ook. Herodes, wat 'n baster Edomiet was, en hierdie Fariseërs obsessie om Jesua te vermoor, word ook hierdeur verstaanbaar. Jesua spreek dan ook met die Edomitiese Judeërs. Hy spreek hulle soos volg aan. Hy sê in Johannes 8 vers 37, ek weet dat julle die geslag van Abraham is, maar julle probeer om my om die lewe te bring, omdat my woord geen ingang in julle vind nie. Jahwe is verder ook net die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is nie die God van Abraham, Isak en Esau nie. Hierdie Edomitiese vermenging word ook voorgestel as die slegte boom met die slegte vrugte. Matteus 7 vers 16 sê, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. Israeliete is mos nou altyd as druiwe, die wingerdstok voorgestel, en Juda as die vyeboom. Kan daarom nie onder die Edomiete kan ons nie die druiwe en die vye onder die Edomiete soek nie. So dra elke boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg,
want aan die vrugte word die boom geken. Ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Dan kan ons vra, watter vrugte dra die hedendaagse Jode? Hulle het nog nooit Yeshua as verlosser aanvaar nie, maar hy sê in Johannes 10 vers 26, maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos ek vir julle gesê het. En dan kom ons by, as ons daar na Johannes, Hosea 10 kyk, dan sien ons in, dit Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem en ken hulle en hulle volg my. En verder sê Johannes ook vir ons wie die antichrist is. 2 Johannes 1 vers 7, want baie verleiers het in die wêreld ingekom, die wat nie bely dat Yeshua Messia in die vlees gekom het nie, dit is die verleier en die antichrist. Nou, uit hierdie Jodendom is daar die wat agter elke onheilige alliansie sit, wat gedurende die afgelope eeue die wêreld finansiëel beheer, elke belangrike oorlog en revolusie beplan het en verantwoordelik is vir die ontstaan en die instandhouding van die kommunisme. Dink maar wie Marx, Lenin of Trotsky was. Gaan kyk ook gerus wie die blankes was wat met die Rivonia-saak van 1963 gevangenisstraf uitgedien het, as ook wie Joe Slovo was. Dan kom ons by die punt, ons kan boekdele daaroor skryf, by die vers van Openbaring 2 vers 9, wat vir ons dit verder uitspel en identifiseer. En die lastering van die wat sê dat hulle daar is Jode vertaal, ek reken het moet Judaïte wees, wat sê dat hulle Judaïte is, en dit nie is nie, maar is 'n synagoge van die Satan. Die hedendaagse Jood, hy is derhalwe hoofsaaklik van nie-Israelitiese afkoms en beoefen 'n Babyloniese godsdiens met die Talmud en nie die skrif nie as grondslag. Nou as die hedendaagse Jood nie Israel verteenwoordig nie, het Israel as volk dan nou tot niet gegaan. Kom ons kyk wat sê die skrif. Psalm 94 vers 14 sê, want Jahwe sal sy volk nie verwerp en sal sy erfdeel nie verlaat nie. Jeremia 31 vers 35 sê, so sê Jahwe, wat die son gee tot 'n lig oordag, die ordeninge van die maan en van die sterre tot 'n lig in die nag, wat die see in beroering bring, sodat sy golwe brys. Jahwe van die leerskare is sy naam. Dan sê in vers 36, as hierdie verordeninge voor my aangesig sal wyk, spreek Jahwe, dan sal die nageslag van Israel ook ophou om 'n volk te wees voor my aangesig vir altyd. En dan kan ons kyk wat sê Romeine 11 vers 2, en dan gaan ek vers 26 lees. God het sy volk wat hy van tevore geken het, nie verstoot nie. Romeine 11 vers 26, en so sal die hele Israel gered word. Dan kyk ons net na die verstrooiing in Deuteronomium 30 vers 4, al was jou verstrooi dus aan die einde van die hemel, daarvandaan sal Jahwe, jou Elohim, jou versamel, en daarvandaan sal hy jou gaan haal. Dan sê Psalm 83 vers 4, teen u volk smee hulle lustige plan, en hou onder mekaar raad teen u verborgenis. Nou hierdie Israel het verborgen geraak. Dis hoekom mense dink dat hy nie meer bestaan nie, omdat hy as gevolg van die strafgerigte so verstrooi is. Kom ons kyk wat sê Jeremia 30 vers 10 en 11, jy dan, wees nie bevrees nie oor my knegt Jakob, spreek Jahwe, en wees nie verskrik nie o Israel, want kyk ek verlos jou uit ver plekke en jou nageslag uit die land van hulle gevangenskap,
En Jakob sal terugkom en stil en gerus wees, sonder dat iemand hom skrik maak. Want ek is met jou, spreek Jahwe, om jou te verlos. Want ek sal 'n einde maak aan al die nasies waarheen ek jou verstrooi het. Maar aan jou sal ek geen einde maak nie. Maar ek sal jou tugtig met mate, al sal ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie. Kom ons kyk, wat sê Johannes 10 vers 16? Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal. Nou die stal verstaan ek dat dit Juda is, behoort nie. Want hulle was op daai tyd die volk, die ander 10, toe die Messias daar was, die ander 10 stamme het toe al seker 713 tot 721 is hulle weggevoer. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder. En Johannes 11 vers 51 en 52 het hy geprofeteer dat Yeshua vir die volk sou sterwe, en nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide kinders van Elohim tot 'n eenheid saam te voeg. Met ander woorde, die ander verstrooide kinders, die verheidense Israeliete, Efesiërs 2 vers 14 sê, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Let wel, nie die buitemure nie, die middelmuur tussen hierdie twee koninkryke. En Esegiel 37 vers 21, en sê vir hulle, so spreek Majesteit Jahwe, kyk, ek gaan die kinders van Israel haal tussen die nasies uit waarin hulle getrek het, en ek sal hulle van alle kante by mekaar maak, laat kom, en hulle bring in 'n land, en ek sal hulle een volk maak in die land op die berge van Israel, en een koning sal vir almal koning wees, en hulle sal nie meer 2 nasies wees nie, en verder nie meer in 2 koninkryke verdeel wees nie. Esegiel 37 vers 24, en my knegt Dawid sal koning oor hulle wees, en hulle almal sal een herder hê, en hulle sal in my verordeninge wandel, en my insettinge onderhou, en daarna handel. Dawid word maar symbolies van die Messias, want die Messias kom uit sy lendene, en hulle sal woon in die land wat ek aan my knegt Jakob gegee het, waar julle vaders in gewoon het, ja, hulle sal daarin woon, hulle kinders en hulle kindskinders tot in ewigheid, en my knegt Dawid sal hulle vors wees vir ewig. Nou hierdie profesie, as hulle nou sê, die herstel van Israel het gebeur met die 1948 staat, hierdie profesie is nog nie in vervulling nie. Dawid is nog nie, of die Messias is nog nie weer koning, daar die persone van die huis van Israel, wat saam met die huis van Juda en Esra in daai tyd na Palestina teruggekeer het. Hulle kon net as individue teruggekeer het, nie as die huis van Israel nie. Ek wil nou nog net gou kyk na Handelinge 13. Ek sal nou nie meer te lank wees nie. Is my tyd al om? Handelinge 13 vers 16. Toe staan Paulus op, hy wink met die hand en sê, Israeliete, en julle wat God vrees, luister. En dan wil ek 'n vers lees, vers 22, die laaste gedeelte. Ek het Dawid, die seun van Isai, gevind, 'n man na my hart wat al my welbehae sal doen. Uit die nageslag van hierdie man het God vir Israel, volgens die belofte, Yeshua as verlosser verwek. Vir wie het hy hom verwek? Vir die wêreld of vir Israel? Nadat Johannes voor sy koms eers die doop van bekering aan die hele volk van Israel verkondig het. En dan kyk ons na vers 26, broeders, kinders van die geslag van Abraham. Ons kan nou sê, broeders, kinders van die familie van Abraham. En die onder julle wat God vrees, vir julle is hier die woord van verlossing gestuur.
En dan wil ek net vandag kyk na vers 46, want dit is dink ek 'n baie misleidende vers. Maar Paulus en Barnabas het vry uitgespreek en gesê, dit was noodsaaklik dat die woord van Elohim aan julle eers verkondig moes word. Aangesien julle dit egter verwerp en julle self die ewige lewe nie waardig ag nie, kyk, ons wend ons tot die heidene. Nou, daai heidene is deur die gereformeerde Afrikaners in Afrikaans is die etnos na heidene vertaal. Maar as jy gaan kyk, die Engelse het dit konsekwent na die wat nou ingeënt word, man, die Gentiles, na Gentiles vertaal. En as jy in die oorspronklike tale gaan kyk, maar nou dink almal, al die nasies, almal word nou ingeënt by Israel. Maar as jy nou in Jeremia gaan kyk, in Jeremia 2, gaan kyk wat staan daar oor die, dan kry jy baie meer perspektief. Jeremia 20, eintlik 21, nog, hy sê in vers 20, want van ouds af het jy jou juk verbreek, jou stroppe stikkend geruk, en jy het gesê, ek sal nie dien nie, want op elke hoë heuwel en onder elke groen boom gaan lê jy om te hoereer, die geestelike hoerery. En 21, nogtans het ek jou geplant as 'n edele wingerdstok, as heeltemal egte saad, maar hoe is jy vir my verander in wilde lote van 'n vreemde wingerdstok? Nou daai, as jy nou in Romeine 11 gaan kyk, waar as baie in ons volk wat sê die ander word nou ingeënt, maar dit is Israel wat die egte saad wat weer ingeënt word. En dan, ek wil net gou, ek sal nou klaar maak, ek wil net dit nog sê, Israel bestaan dus vandag nog as die fisiese nasate van Jakob, wat so in verstrooiing en in verborgenheid gegaan het. Uit al die voorafgaande gegevens is dit ook duidelik wie Israel vandag is. Die kerk wat 'n vergeestelike Israel deur 'n mengelmoes van alle nasies of rasse moet verteenwoordig is op sy beste mythe. Die kerk wat nou die verskillende rasse saamgooi, is sogenaamd almal deel van een liggaam. Wie se liggaam? Is dit nie die beeld Baal in Nebukadneser se droom nie? Die kop van een, die bors van 'n ander, die buik van dit, die bene van dat en werklik waar voete van klei. Dankie. Baie dankie Tini vir hierdie voorlegging. Ek het nou amper gedag, jy is nou 'n bekeringspredikant. Kom ek noem het net gou vir julle dat wanneer 'n mens, veral baie van ons volksgenote in die kerk sit in saamvaar met die kerk. Dit is soos 'n boot waarin jy is. Jy is gerus en jy is gemaklik en dan op 'n dag kom daar 'n groot storm en dan hierdie boot verander in 'n vlot. En dan verder met jou lewe besef jy dat jy gaan eintlik maar net 'n drenkeling word en dan spoel jy uit op 'n strand. En dit is waar ons is, Tini, dat dit is nou by die plek waar jy kom wat jy sê, nou wie en wat is ek? En hier voel ek dat Tini het vandag vir ons hierdie boodskap en hierdie voorlegging kom doen om vir ons te sê,
maak vir jou 'n skuiling en slaan die volgende spykers daarin. Die spykers van Isak, God van Isak en Abraham en Jakob, Abraham, Isak en Jakob, wat die eerste spyker is die verbond. En dan gaan hy en hy sê, en daar sal 'n nageslag wees. En dan maak hy, en sê vir jou, jy sal dan 'n bruid word. En daar sal 'n uitverkiesing wees. En jy sal my naam eerbiedig. En dan gaan hy verder en hy sê, daar sal 'n verlossing wees. En daar kan net 'n losser wees wat familie is. So hy maak het in 'n bloedverband. Dat jy familie is, dat jy 'n familie gaan word van ander soos jy, wat drenkelinge geword het. Hulle word jou familie, net soos hierdie broers en susters vandag hier so sit, my familie geword het. En dit is heel anders as om 'n lidmaat van 'n kerk te wees. En dan gaan hy verder en hy praat van vergifnis van sondes, en hy praat van die insetting en die verordeninge van Jahwe wat ons moet gehoorsaam. En dan gaan daar 'n afval kom. En dan gaan Jahwe verwag van ons gehoorsaamheid. En om heilig te wees vir hom. Afgesonderd. Opreg te wees. Sonder doktrines en dogmas. En dan sê hy, ek sal hierdie nuwe verbond met jou begin. Want daar was sonde gewees, en ek het in hierdie verbond vernuwe. En dan kom sê hy, nou het hy vir ons mooi verduidelik van hoe hierdie huis van Israel en die huis van Juda hierdie nuwe verbond gaan ervaar. En dan gaan jy weer gemeenskap met hom hê, en jy gaan weer voel, jy is terug. En dat hierdie God van Abraham, Isak en Jakob, buiten al hierdie verleiers, en hierdie verborgenhede en alles, dan gaan hy jou weer met jou 'n verbond aangaan. En dan gaan jy die bruid word vir hom, wanneer hy weer kom. Dit is basies wat ek geleer het by jou, Tini, in hierdie voorlegging van jou. Enige iemand anders wat dalk 'n bydrae wil maak, of iets wil sê? Goed, baie dankie dan, Tini, vir hierdie voorlegging.